Loof die Here. Kan jy glo jy's in die kerk? Is amper te bang dat jy dit vir jou buurman moet sê. Maar dis belangrik dat ons vanmôre vir mekaar sal sê, ek is bly jy's in die huis van die Here. Amen. Is jy regtig bly om hier te wees vanmôre? Ons is bly jy het gekom. Nou, ons is opgewonde en bly want die koning leef nog in ons harte. Amen. Prys die Here. Dis lekker om saam te wees. Dankie dat jy vanmôre ook in besonder hier is. Nou, dis vir my 'n voorreg en ek wil graag vanmôre met u deel oor iets. En ek wil graag, weet jy, ek sê ons het gister 'n groot byeenkoms gehad en ek sê gister daar, die Here leer ons elke dag iets nuuts. Jy is nie te oud om te leer nie. Jy is nog jonk genoeg, terwyl jy nog asem het, kan die Here iets vir jou leer. En ons sal leer tot Jesus kom. So, ek het partykeer moet jy jouself bietjie rek of stretch. En partykeer moet jy goed doen wat jy nie normaalweg doen nie. Ek hoop jy doen dit ook. Ek hoop partykeer doen jy goed wat jy nie normaalweg doen nie. Nou, ek gaan in hierdie volgende 3 of so weke, gaan ek met u praat oor 'n boek wat ons bitter min lees. 'n Boek wat amper hier aan die einde van die Ou Testament is. 'n Boek met die naam Amos. Amos. Nou dit is Amos, as ek reg is die 2de of die 3de laaste boek in die Ou Testament. En dis 'n besondere boek en ek wil graag dit vanmôre met jou deel. Nou ek het nie presies geweet wat om dit te noem vanmôre se boodskap nie, maar ek wil net so fondasie lê voordat ek volgende week en die week daaroor gaan praat. Nou kom ons sê gou vir mekaar en besonder vir jouself, die Here spreek nog. God spreek nog, die Here praat nog met ons, en kan ek vanmôre vir jou sê, die Here wil so graag met jou praat. Die Here wil so graag met jou praat. Hy wil so graag homself aan jou openbaar. Hy wil so graag hê, jy moet sy stem hoor. En ek gaan vir julle lees in Amos 1, en hoor gou hierdie woorde. Ek gaan net vers 1 en 2 lees. En ek wil jy moet mooi let. En ek wil jy tog as jy nou elke dag 'n hoofstuk lees. As jy elke dag 'n hoofstuk lees en jy kan begin die gevoel kry van wat hierdie boek Amos vir jou wil beteken, gaan dit jou 9 dae vat om die boek Amos deur te lees, want hy het net 9 hoofstukke. Maar hier in hoofstuk 1 vers 1 en 2 sê die volgende: die woorde van Amos. Maar wil ek jy moet mooi lees saam met my. Hy sê, een van die pastore in die omgewing. Kom aan, is dit wat in jou Bybel is? Want in my Bybel staan, die woorde van Amos, een van die skaapboere in Tekoa. Hy het gesien wat met Israel gaan gebeur. Hoe kan jy sien wat in die toekoms gaan gebeur? Jy hardloop nie na, wat noem jy hierdie ouens toe nie? Na waarsêer toe nie. Jy hardloop na die Here toe. Want waarsêers, kom ek sê vir jy, hulle praat altyd leuns. As jy dink hulle praat die waarheid, het jy nog nooit die waarheid gehoor nie. Hy sê, dis die woorde van Amos, een van die skaapboere in Tekoa. Hy het gesien wat met Israel gaan gebeur, 2 jaar voor die aardbewing. En kom ons stop gou hier. Dit beteken, as die Here met 'n gewone ou kan praat oor wat nog gaan gebeur, kan die Here dit met jou ook doen. En die Here het hom gewaarsku 2 jaar voordat dit nog sou plaasvind. In die tyd van Osia
koning van Juda en Jerobeam, seun van Joas, koning van Israel, hy het gesê, die Here brul uit Sion. Ja. Hy sê, hy laat sy stem hoor uit Jerusalem. Die weivelde van die herders verdor en die top van die Karmel, die berg, verdroog. So, daar's nie voedsel vir die skape nie. Kan ek gou vir jou vra, ek en jy word gedurig in as daar een beeld is wat reg deur die Bybel vir ons as kinders van die Here voorgehou word, is die beeld dat hy is die goeie herder en ons is die hallo skaap. Ons is die skape. Hy sê, die Here brul uit Sion. Hy laat sy stem hoor uit Jerusalem. Nou voordat ek verder gaan, onthou as ek net met jou praat, ek het al baie keer dit gesê, maar ek wil dit graag weer sê en weer beklemtoon. God is 'n God van detail. Goed gebeur nie sommer net omdat dit moet per ongeluk of wat ook al gebeur nie. Goed gebeur omdat die Here weet. En baie keer is dit wat in die Ou Testament gebeur eintlik net 'n vingerwysing na wat moet gebeur. Okay, hou dit in gedagte. Okay, so wanneer God spreek, dan piep hy nie. Hy fluister nie wat net hier oor jou oor gly nie. Nee. Amos sê die Here brul uit Sion. God is nie 'n God wat stil bly nie. Kan ek gou vir u vertel? Toe ek nou jonk en mooi was, voordat ek by die Here Jesus uitgekom het die Here met my gepraat. Party van die kyk nou so, waarvan praat jy? Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here praat selfs met sondaars. Die Here praat met sondaars. Ek kan onthou, dit is meer as een keer, maar een spesifieke dag, praat die Heilige Gees en hy sê, dis tyd om jou lewe reg te maak. Nou ry ek in die kar. En ek hoor hoe die Here vir my sê, dis tyd om jou lewe reg te maak. En ek, om 'n lang storie, ek kom toe in 'n ongeluk, en terwyl die ongeluk gebeur, was jy al in 'n ongeluk? Dit gebeur so in stadige aksie. Dis asof jou brein vries. Is julle by my? En terwyl dit gebeur, toe sê ek, al wat ek kon uitkry, Here, wees my genadig. En terwyl dit gebeur, sê ek, Here, beskerm my en bewaar my. En ek ken nie eers die Here nie. En weet jy wat? Toe daai voertuig te lande kom teen 'n lamppaal en hy staan so regop. Toe besef ek, daar's nie meer tyd om uit te stel nie. Daar's nie meer tyd om verder uit te stel of verder te probeer redeneer nie. Amos sê die Here brul uit Sion. God is nie stil nie. Weet jy wat? As God sien goed gebeur wat nie moet gebeur nie, gaan hy met jou praat. En baie keer probeer ons redeneer, en baie keer probeer ons vir onsself wys maak, weet jy wat, die Here sal my vergewe. God is 'n God van genade. Dis waar. Maar weet jy wat, baie keer doen ons goed, en dan sê ons, die Here sal verstaan. Die Here verstaan glad nie. Hy het sy beste gegee vir jou. Hoe kan hy verstaan dat jy nie kan verstaan nie? Hoe kan hy verstaan? Hoe kan hy onverskillig wees oor die onreg? Luister, ek het vanmôre vir jou 'n woord wat vir jou kom sê, God wag in afwagting dat jy moet roep na hom. Is dit nie vreemd dat
dat ek en jy, as ons 'n benoudheid is, roep ons na die Here soos 'n leeu, maar as ons self moet hoor, dan hoor ons nie. God roep ons. Hy roep ons met 'n stem uit die troonkamers. En weet jy wat, God is nie doof vir jou roepstem nie. Hoekom is jy doof vir sy roepstem? En hy laat nie met hom spot nie. En weet jy wat, in die tyd van Amos, het die ouens was baie godsdienstig. Hulle was elke week in die tempel, hulle was elke week daar. Hulle was so godsdienstig, so getrou in hulle godsdienstige rituele, maar hulle harte was ver van die Here. Luister, om net vir ander mense voor te gee, jy's 'n Christen, gaan jou nie red nie. Hulle het godsdienstig gelyk, maar hulle het goddeloos geleef. Maar wat beteken dit vir ons vandag? Want ons word tog. Wat beteken dit? Hierdie brullende stem van oordeel. En hoe pas Jesus Christus in hierdie prentjie, die goeie herder, in hierdie beeld van God, wat uit Sion brul soos 'n leeu? Kom ons kyk bietjie na Amos 1 vers 1 en 2. Weet jy wat, Amos wil nie net oordeel bring nie. Amos wil nie net oordeel bring nie. Maar die oordeel lei altyd na die genade. Altyd. Want die evangelie, die boodskap wat ek en jy lees in die Bybel, is 'n evangelie, die goeie nuus, die blye boodskap, dat Jesus Christus in ons plek kom sterf het, sodat sy genade geopenbaar kan word. En hoe Jesus Christus, die Seun van God, die volheid van hierdie stem wat uit Sion kom spreek. Ek wil net, ek het nou eintlik verkeerd om begin. Amos is hierdie gewone ou. Die Bybel sê, hy's 'n boer. Hy's 'n skaapboer. Hy's 'n skaapboer. Amos is nie 'n pastoor nie. Hy's nie 'n priester nie. Hy's nie 'n profeet nie. Hy's nie 'n kerkraadslid nie. Hy's 'n gewone boer. 'n skaapboer uit Tekoa. En nou Tekoa is die suidelike gedeelte van Jerusalem. En daar God roep vir Amos. Hy praat met Amos. Hy werk met Amos. Net so terloops. Wat was Dawid nou weer? Was hy nie ook 'n boer, skaapboer nie? Hy het nie ook agter skape gekyk en het die Here nie met hom gepraat tussen die skape nie. Ek dink ons moet tussen die skape kom. Maar God roep hom om te profeteer teen Israel in die noorde, 'n volk wat uiterlik gaan het goed. Dis amper soos in Openbaring wat sê, jy's ryk en jy het verryk geword en jy dink jy het alles en jy kom en niks kort nie, maar eintlik is jy arm en blind en naak. Eintlik het jy niks. Uiterlik gaan het goed en jy gee beeld voor, maar innerlik het jy verdor. Sy boodskap is skerp. God is nie net die God van Juda nie, maar God is die God van die wêreld. En hy's regverdig, hy's genadig, hy's barmhartig, hy's liefde, ja, maar God laat hom nie bespot nie. En luister, as die Here met jou praat, en die Here lei jou op sekere paaie, en die Here bring jou in aanmerking met mense, dan wil ek vir jou sê, dis nie terloops nie, omdat hy wil hê, ons moet nader aan hom kom. Hy wil hê ons moet nader kom. En sy boodskap is sterk. God is die God van hierdie wêreld. En Amos se roeping wys op iets besonders. Amos se boodskap sê eintlik,
dat God kies nie net vooraanstaande mense nie. God kies nie net geleerde mense nie. God kies nie net pastore of profete of wie ook al nie. God praat deur gewone mense. En die Here wil vanmôre vir jou kom sê, ek wil nie net in jou praat nie, maar ek wil ook deur jou praat. Luister, as daar ooit 'n tyd was wat die wêreld Jesus Christus nodig het, is dit nou. En God wil deur jou werk om in jou omgewing 'n verskil te gaan maak. En hoe gaan jy 'n verskil maak? God gaan in en deur jou praat. En weet jy wat? Ek en jy kan praat en praat en praat, maar as die Here praat, is dit iets anders. Een woord van die Here kan iemand se lewe totaal draai. Een woord. Een woord. Amos se roeping wys op hierdie besonderse. Hy sê, God kies die nederige om sy woorde te spreek. En hierdie patroon loop reg deur die Bybel tot by Jesus Christus. Luister, Amos was 'n gewone skaapboer. Okay, kom ons stop gou daar. Ek sê Amos se woorde wys heen na Jesus Christus. Kom ons sê gou vir mekaar, toe Jesus hier op aarde was hy 'n hoëgeplaaste? Hulle noem hom die seun van 'n timmerman. Hallo, 'n gewone, in die oë van die wêreld is hy 'n gewone timmerman en dit nogal uit Nasaret. Kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? Hoor jy, sien hierdie vergelyking? Eerstens. Tweedens, die Here brul uit Sion. En dit praat van God se heilige woede. God raak nie kwaad nie. Luister, God kan nie kwaad raak nie, want kwaad gaan saam met sonde. God raak woedend oor die sonde. Hy raak woedend as jy nie kan hoor nie. Hy raak woedend as jy nie kan luister nie. Hy raak woedend as jy nie kan gehoorsaam nie. En Amos begin hy begin nie met versoening nie. Hy begin met oordeel. Die Here brul uit Sion. Hoekom brul hy? Hoekom brul hy? Want hy wil duidelik hê jy moet verstaan, dis hy wat praat. Hy wil hê jy moet verstaan dat hy praat. Ek weet nie of jy al, hoe blootgestel jy was al aan leeu's nie. Ek het al minder as hierdie van 'n leeu gewees. Ek het al sy hare gevoel in my hande. En ek praat nie van 'n makleeu nie, ek praat van 'n wilde leeu. En weet jy wat? As daai ding ewe skielik hier langs jou brul, dan hoor jy dit nie, jy voel dit. Jy voel daai klank reg deur jou hele menswees. En hy sê, die Here brul uit Sion. Dis 'n beeld van krag, 'n beeld van majesteit, 'n beeld van ontsteltenis. Dis nie 'n troostvolle, pieperige stemmetjie nie. Nee, dis 'n brul. Dis 'n stem van God wat in sy regverdigheid, in sy heiligheid en in sy majesteit en in sy heerlikheid regeer oor onreg. En kan ek vanmôre vir u sê, ek het gister weer dit ook genoem, maar weet jy wat, om te kla en te kerm en vingers te wys na alles wat verkeerd is in ons land, gaan niks verander nie. Wat gaan verander, is dat die Here in mense se lewens moet praat. Wat moet verander, is dat ek en jy moet roep, en my en jou woorde het krag. Jou en my woorde het krag. Here, openbaar Uself. Mag daai ou vanaand die brul van U stem hoor.
Dis nie 'n troostvolle woord nie. Dis 'n woord van geregtigheid wat uit God se troon kom teen die sonde, die onreg, die korrupsie, die valsheid. Die groot fout wat die meeste mense maak, hulle dink God is die God van ver. Hy's afwesig. God sien elke mens raak. Hy's teenwoordig. Hy spreek met gesag. Hy laat hom nie misbruik nie, hy laat hom nie bespot nie. Hy sê die weivelde verdor en die berge droog op. Dis simbolies van die oordeel van God wat oor 'n land kom. Maar let op. Waar vandaan spreek hy? En ek het gesê God is 'n God van detail. Waar vandaan spreek hy? Waar vandaan spreek hy? Hy spreek uit Sion. Hy spreek uit Jerusalem. As jy nie die woord ken nie, gaan jy nie verstaan nie. Hy spreek uit 'n plek van God se ontmoeting. Hy spreek waar God sy volk ontmoet. Hy spreek waar sy teenwoordigheid gewoon het. Dis die plek waar Jesus uiteindelik sou sterf en opstaan. Uit dieselfde omgewing waar Amos brul, is dieselfde omgewing waar Christus die prys betaal. God se stem van oordeel kom uit dieselfde plek as waar God se stem van genade, barmhartigheid en liefde en verlossing sou bring. Jo. Luister. God bring nie net oordeel nie, maar sy genade spoel altyd oor die oordeel. Die plek van oordeel word die plek van genade. En dit bring my uit by Jesus Christus. Jesus Christus is die volmaakte woord wat uit Sion kom. Kom ons stop gou hier. Wat sê die Bybel? Kom help my. Kom help my. Jy is mos 'n kind van die Here. Johannes hoofstuk 1 vers 1. In die begin was die woord, die Hologos. In die begin was die Hologos. En die woord was by God. En die woord was God. Luister, Jesus Christus is die volmaakte woord wat uit Sion kom. Toe God se stem uit Sion gebrul het die harte van mense begine bewe. Maar toe die woord van Johannes 1 vlees word, Jesus Christus het God op 'n nuwe manier begine praat. Nou, ek het so gehou toe ek nou baie jonk was, het ek geluister altyd na 'n ou wat die grootste kerk in die wêreld het gehad het. Sy naam was Paul Yonggi-cho, daar van Suid-Korea. En as hy preek, en hy sê iets, dan sê hy, proof it scripture. Bewys dit uit die woord. Hoe kan ons sê, God praat nou anders? Hoor wat sê Hebreërs 1 vers 1. Hy sê, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur profete. Maar nou, sê bietjie vir jouself, nou, in hierdie laaste dae praat hy met ons. Wow, deur Jesus Christus. Die profeet Amos bring 'n boodskap van oordeel, maar Jesus bring die volheid van die evangelie, die goeie nuus. Die oordeel oor die aarde word die genade oor die aarde. Luister, baie keer verstaan ons nie. 1 druppel bloed. 1 druppel bloed van Jesus Christus
Jy weet, daar is lewe in die bloed. Baie keer in die verlede moes sendelinge met hulle eie lewe betaal. Maar is juist daai offer wat daai mens gebring het deur sy bloed op daai area waar die verskil kom maak het in mense se lewens. Maar hoeveel te meer toe Christus se bloed op hierdie aarde val? Wat gebeur toe sy bloed op hierdie aarde val? Toe word die aarde van oordeel die aarde van genade. Wanneer Jesus uit Jerusalem kom hy nie met vuur nie. Hy kom nie met 'n gebrul nie. Hy kom met bloed. Met bloed, met die bloed van sy eie liggaam. Met die bloed van sy eie vlees. Met sy eie bloed aan die kruishout van Golgotha. Uit dieselfde omgewing, uit dieselfde Jerusalem, betaal Jesus die volmaakte prys. Hy dra oordeel van die Amos profesie. En hy word een met die gebrul van God, wat stil maak, deur homself die offer te maak. En die Bybel sê, alles wat op hierdie wêreld was, het hy op hom geneem. Op hom geneem. Hy het die prys betaal vir jou ook. Hy het vir jou ook die prys betaal. En die kruis is die plek waar die oordeel van Amos 1 vers 1, die genade van Johannes 3 vers 16 kom ontmoet het. Die profesie van Amos 1 word vervang of word versoen of word 'n ontmoetingsplek van Johannes 3 vers 16. Nou wat sê Johannes 3 vers 16? Want so lief het God hierdie wêreld. So, die oordeel van Amos 1 word vervul in Jesus Christus wat die genade gebring het uit dieselfde omgewing. Weet jy wat? Die evangelie is voorwaar goeie nuus. Dis voorwaar 'n blye boodskap. Dis 'n boodskap nie van oordeel nie. Dis sy evangelie, die goeie nuus, die blye boodskap in 'n tyd van oordeel. Amos profeteer en hy sê, hierdie land sal droog word. Dit sal verdor word. Maar Jesus kom en hy bring hoop in 'n dor en verdorde land. Amos sê die weivelde verdor en die berg Karmel sal verdroog. Dit klink soos algehele totale ondergang. Maar kyk wat sê God later in Amos 9. Hoor gou wat beloof hy aan Israel. Hy sê in Amos 9, ek hoop ek het dit op die skerm. Hy sê in Amos 9, sê hy in vers 13, hy sê die berge sal drup. Nie net van water nie, maar van soet wyn. En dit gaan nie hier oor wyn wat jy drink nie. Hallo, dit gaan nie hier oor wat jy dink dit hier gaan nie, want ons lees mos die Bybel net soos wat ons dit wil hoor. Hy sê, die berge sal drup van soet wyn en die heuwel sal oorloop. Kan ek vanmôre vir julle sê, dis die evangelie. Dis die blye boodskap. Dis die goeie nuus. Selfs, weet jy wat? Selfs waar God oordeel. Selfs waar God oordeel, het hy klaar 'n plan in plek. Hy klaar 'n plan om te herstel. En kan ek vanmôre vir julle sê, sonder om enigiets ander, weet jy wat? God se plan het 'n naam. God se plan het 'n naam. Die naam bo elke ander naam. Die naam waarvoor elke knie sal buig en elke tong bely dat hy die Here is. Die naam Jesus Christus die Here. Jesus. Man, kom aan, sê bietjie vir jouself, my versoening, my verlossing, my vrymaking het 'n naam en sy naam is bo elke naam. Selfs die boosheid en die ongeregtigheid en die duiwel sal hulle knieë buig en bely dat hy die Here is.
Halleluja! Die plan het 'n naam. Hy is die een wat die geestelike dorheid kom wegneem. Hy is die een wat lewende waters oor droë grond laat kom. Hy is die ware goeie herder wat die skaapboer Amos vooruit gewys het. Hy is die een wat moet kom. Hy sê in Johannes 10 vers 10, hy sê die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes, maar ek het gekom sodat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder en julle is my skape. Ek wil afsluit. Wat is my en jou reaksie? Wat is ons reaksie? Wat is ons reaksie? Weet jy wat, as God vandag spreek, is daar nie meer aardbewings nie. Hy spreek deur sy Gees, die Heilige Gees. En hy spreek deur sy woord. Nou die woord is Christus. Die vraag is, kan jy hoor? Kan jy hoor? Of die vraag is, hoor jy? Jesus sê in Johannes 10, hy sê, my skape luister na my stem. Ek ken hulle. Hoor gou, ek ken hulle. Jesus sê, die skape, hulle luister na my stem. Ek ken hulle. En wat doen hulle? Hulle volg my. Hulle volg my. Hulle volg my. Weet jy wat? As daar een groot gebrek is aan die kerk van die Here Jesus vandag, is dat mense doof geword het vir God se stem. Doof vir die stem van die Here. Laat ons sy stem hoor in sy woord, in Christus, in die roepstem na geregtigheid en heiligheid. Die stem wat brul is ook die stem wat roep. En die Here roep jou nie net vanmôre tot inkeer nie. Die Here roep jou om hom te volg. Ja, God het uit Sion gebrul. Sy oordeel is regverdig. Maar uit dieselfde Sion het hy Jesus sy seun kom gee. Uit dieselfde area. Deur Jesus Christus klink hierdie wekroep vanmôre nog steeds. As hy sê, weet jy wat? In Amos roep hy oordeel. Hy bring met 'n gebrul. Die Here brul uit Sion. Weet jy hoe werk die Here vandag? Hy praat deur sy stem. In Sion sê hy, julle sal in verskillende windrigtings weghardloop. As Jesus die prys kom betaal, weet jy wat sê hy dan? Hoor gou wat sê die Bybel. Hoor gou wat sê die Bybel. In Matteus 11:28 hy sê, kom na my toe. Almal wat moeg is, almal wat oorlaai is, en ek sal julle shalom gee. Shalom. Shalom is nie net rus nie. Shalom is nie net vrede nie. Shalom is teenwoordigheid, 'n milieu waarin God se koninkryk heers. Dis 'n milieu waar jy beleef wie God is en sy heerlikheid en sy vrede, sy kalmte, sy gemoedsrus kan beleef. Hy sê kom. Hy sê nie hardloop nie, hy sê kom. Kom na my toe. As jy moeg is. Kom na my toe as jy oorlaai is. Kom na my toe as jy onderdruk is. Kom na my toe as die pakkie te swaar is. Want ek wil vir jou hierdie shalom gee. Is jy gereed vir die shalom van die Here? Die God wat oordeel is ook die God wat roep. Die God wat oordeel is ook die God wat red. Die God wat oordeel is ook die God wat voorsien. Die God wat oordeel is ook die God wat rus gee. Weet jy wat? Daai brullende stem wat oordeel sou bring, het nou 'n stem van die Heilige Gees geword wat liefde gee. Ek wil jou vanmôre vra. Hoor jy hom? Hoor jy daai stem? Weet jy wat?
Party mense maak dit so ingewikkeld. Hy maak party van ons, ons is misterieus. Ons doen goed. As ek maar net koue rillings kan kry en hoendervleis. Hier was jare terug 'n pastoor hier by Mooinooi, pastoor Karel Sanders. Hy was 'n Nederlander. Hy sê, moenie wag vir hoendervleis of dat jou kielibakke hare moet rys. Hy sê, die Here wil met jou praat, sonder al daai goed. Hy wil net hê jy moet hoor. Hy kom vanmôre en hy sê vir jou, kom na my toe. Kom na my toe. Moenie langer uitstel nie. Moenie langer weghardloop nie. Kom ons sluit ons oë. Here, waar jy is, wil jy nie vanmôre, terwyl almal se oë gesluit is, niemand kyk rond nie. Dis nou 'n oomblik tussen jou en die Here. Wil jy nie net daar waar jy is, vanmôre vir die Here sê, Here, hier is ek. Hier is my lewe. Ek kom gee oor. Here, ek wil die stem hoor. Ek wil na die stem luister. Ek wil doen wat U wil hê. Ek wil uitvoer wat U verlang. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie dat U stem met ons praat. Dankie dat U vanmôre deur U Gees vir ons wil sê, moenie so ver van my af staan nie, kom nader. Moenie weghardloop vir my stem nie. Kom nader en hoor my stem. Here, vanmôre kom praat U met ons. Dankie dat Jesus die volmaakte prys kom betaal het. Here God, U het lank gelede deur Amos gepraat. Maar U praat vandag nog. U praat vanmôre nog. Here, dankie vir Jesus Christus. Dit het U oordeel regverdig gemaak, maar ook genadig. En daardie genade is oorvloedig. Dankie dat U uit Sion nie 'n oordeel gebring het nie, Here, maar ook verlossing in Jesus Christus, ons Here. Laat ons die stem vanmôre hoor, en nie net hoor nie, maar luister. Laat ons leef, nie in vrees nie, maar in geloof U volg, in Jesus Christus naam. Dankie, Here, dat U vanmôre met ons praat, in die naam van Jesus. Dankie, Here, dat U vanmôre deur U Gees met ons bemoeienis maak, in Jesus naam.